Kerk, terwyl ons so staan vanoggend wil ek wil maar net gehoorsaam wees aan dit wat in my hart is. En ek wil beamoen dit wat Donay hier gesê het. Ek wil net hê jy moet jou hande in die lug sit vanoggend asseblief. En ek weet hier's mense wat bang is vanoggend, wat met depressie sukkel. Ek weet hier's mense wat met gesondheid sukkel. Ek weet hier's mense wat bekommerd is oor hulle kinders. Ek weet hier's mense vanoggend wat bekommerd is oor die dag van môre. Is dalk iemand wat vanoggend sê, my huwelik is in skerwe. Ek wil net hê jy moet jou hande in die lug sit. JP, ek wil hê jy moet by jou vrou kom staan. Ek weet nie waar is JP nie. Ek wil net hê jy moet vanoggend net die Here vertrou. Daar's krag in die naam van Jesus. Daar's genesing in die naam van Jesus. Daar's heelmaking in die naam van Jesus. Daar's verlossing in die naam van Jesus. Daar's bevryding in die naam van Jesus. Die naam van Jesus is die naam wat gegee is bo elke krag en mag en autoriteit in die heelal. Op hierdie aarde, onder die aarde, bo die aarde, die naam van Jesus. Dis die enigste krag wat daar is, wat die vyand se werke kan breek, is die naam van Jesus. En Vader, ek spreek vanoggend die naam van Jesus oor elke huwelik in hierdie gemeente. Ek spreek die naam van Jesus oor elkeen wat sê, Here, ek het U genesing nodig in my liggaam in hierdie oomblik. Here, ons spreek die naam van Jesus oor die droogte en hierdie hittegolf wat hierdie land beet het en hierdie stad beet het. En in die naam van Jesus, Here, spreek ons reën oor hierdie dorre aarde. Here, in die naam van Jesus spreek ek oor elkeen wat swanger is. En ons spesifiek vir Donay in hierdie oggend, Here, dat U goddelike hand in die naam van Jesus oor haar en haar kind is en haar familie is. In die naam van Jesus, Here, kom ek te staan teen elkeen wat in hierdie oggend met depressie sukkel en wat met hierdie vrees van môre sukkel. Here, ons bid in die naam van Jesus, U voorsienende hand. In die naam van Jesus kom ek, Here, oor elkeen wat sy besigheid voor U neersit in hierdie oggend. Here, U is die God wat voorsien. Here, in die naam van Jesus kom ek, en ek bring ons kinders en ons kleinkinders voor U. Here, net U en U alleen in die naam van Jesus. Here, ek bring hierdie gemeente, elke bediening wat vloei uit hierdie gemeente uit, elke herderspaar, elke pastorale bedienaar, elkeen wat by die hospitaalbediening betrokke is, Here, die vroubediening, die mannebediening, in die naam van Jesus, U naam spreek ek in hierdie oggend uit. Die naam van Jesus breek elke juk in die naam van Jesus. Elke siekte snal die knie buig, elke persoon sal die knie buig in die naam van Jesus, voor Jesus. Ons eer U daarvoor, Here. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. 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 Dankie julle. Dankie. Daar's 'n paar kragte en 'n paar autoriteite. Genade, maar julle is ver en donker. Kan ons so 'n bietjie lig daar agter kry? Ek wil dan net iemand sien. Ek wil die hele tyd vir Marius kyk hier. Hy is nie so mooi nie. Great. Jesus, maar hier's baie mense. Pastoor het geteel, aangeteel. Tot oom Piet wat daar agter sit. Oom Piet moenie so mou nie, man, kom sit hier by ons. Iewers is iets nie reg nie. Daar's hy. Daar's 'n paar kragte in die universe.
Daar's 'n paar autoriteite. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. In die universe, in die heelal. Van daai kragte is ons geregtigheid in God. Dat ons regverdig kan staan voor God as gevolg van die kruis van Jesus. Van daai kragte is die naam van Jesus. En kerk, dis tyd dat ons uit die woestyn uit beweeg. Ek wil die 5de Januarie daaroor bedien. Die woestyn is 'n lekker plek. Daar word 'n wolk vir jou gegee dat jy kan van die hitte wegkom. En die aand is daar 'n vuurkolom om vir jou warm te hou. Die Here voorsien vir jou manna elke dag. Maar dis nie ons huis nie. Ek wil hê jy moet dit hoor. Dis nie ons huis nie. En ek gaan jou daarmee challenge, en jy daarmee bly challenge, want die Here bly my daarmee challenge. Ek bly my kinders daarmee challenge, kom uit die woestyn uit. Beweeg in die beloofde land in, wat die Here vir jou beloof het, en wat hy vir jou oopmaak, en wat hy vir jou gee. Maar ons is te bang om dit te doen. Ek wil vanoggend met jou gesels oor die tema God is liefde. En het jy al agtergekom hoe gemaklik is dit vir mense om hierdie stelling te gebruik, God is liefde. God is mos liefde. Pastoor Ben, toe ons vanoggend saam bid, toe sê hy, wie sê ons wat hy lied geskryf het? As dit nie Guy Kors in 'n skene kom nie. Die Beatles. Beatles het 'n lied oor liefde geskryf. Love is all we need, my vrou? Nee. JP, hoekom doen ek dit? Ek's baie lief vir daai perskop, hoor. Die wêreld beskryf hierdie liefde so maklik, so soetsappig. Here, U moet mos luister, want U is mos liefde. Wie ken daai gesegde? Ek sal voortploeter in my sonde, want God is mos liefde. God moet mos dit vir my doen, want hy sê dan hy's 'n God van liefde. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel argumente is daar oor hierdie onderwerp van, sal 'n liefdevolle God sy kinders hel toe stuur? 'n liefdevolle God vat sy kinders hemel toe saam met hom. Maar die Bybel sê, daar kom 'n tyd wanneer hy die bokke van die skape gaan skei. En as hy hulle geskei het, luister, geen God stuur jou hel toe nie. Geen God stuur 'n mens hel toe nie. Die God wat ek kan bid, sal niemand hel toe stuur nie. Dis by jou eie keuse, met jou eie hardkoppigheid, met jou eie slimheid om te sê, ek sal nie voor God buig nie, wat jy hel toe gaan. En kan ek toestemming kry by jou om vandag uit die woord uit te bedien? Want ek weet ons word gesensor en ons word aangespreek. Maar dat die woord spreek vanoggend. Want selfs hy wat slim genoeg is om vir jou te sê, ek sal jou vervolg as jy hierdie woord spreek. Selfs hy wat slim genoeg is om te sê, ek is 'n professor, selfs hy gaan die knie voor God buig. En as hy die liefde van God nie aanvaar het nie, sal hy die knie buig en hy sal bely dat Jesus koning is en hy sal hel toe gaan. Dit is die woord. Love me for it, hate me for it, crucify me for it, dis die woord van God. Ons moet ophou doekies omdraai. Ons moet ophou by die punt kom wat ons soetsappig probeer praat. Ek wil jou vanoggend bemoedig met die liefde van God. En ek wil jy bemoedig vanoggend met die liefde van God, dat jy besef die liefde van God maak, dat ek my knie buig voor hierdie God wat sê, ek is liefde. En ek buig net een knie, so nie kan ek nie opkom nie. Maar dis die God wat ons aanbid. Dis die God wat ons aanbid. En ek wil jou vanoggend bemoedig met hierdie woorde, ek gee nie om wie sê wat nie.
Ek het hierdie jaar hoeveel keer dit in die Bybelskool gesê, ek gee nie om wie sê wat nie. Ek gee nie om wie staan hier en preek nie. Ek gee nie om wat jy luister nie. Ek gee nie om hoe heilig dit klink nie. Ek gee nie om hoe salig dit klink nie, hoe mooi dit op die oor klink nie. Gaan ondersoek dit en as dit nie in die woord is nie, is dit 'n leuen uit die put van die hel uit. Dis die waarheid. Johannes 3 van vers 12 af. Johannes is iewers net na Genesis. Johannes 3 van vers 12 af. Jesus is aan die woord. Jesus is aan die woord. Van vers 14 af, ekskuus. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis Jesus wat praat. Dis liefde wat praat. Dis liefde wat praat. Marianne sê nou die dag vir ons oudste seun Lukas, hou op om my klein seun so te slaan. Want as die kind stout is, dan haal hy binne 3 sekondes se beld af. En slaan en sit die beld terug. Hou op om my kind so te slaan. En hy antwoord haar, maar julle het my geslaan, en dan het julle my nog vertel, ek slaan jou want ek is lief vir jou. Ouers, wie het dit gedoen? Kom, wees eerlik. Ek slaan jou want ek is lief vir jou. Luister, God sê ek is lief vir jou. Ek soek jou nie in die hel nie. En ek weet ek praat met 'n kerk wat die Here dien, maar ons praat ook oor die golwe van die wêreld. Ek is lief vir jou. Ek wil jou nie in die hel sien nie. Dan eers kom hy en hy sê, want so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, liefde is gekoppel aan glo in God. Liefde is nie gekoppel aan ek kan doen wat ek wil en God moet maar luister na my nie. Liefde is nie gekoppel aan hier is 'n God van liefde en ek kan hom maar voortploeter en doen wat ek wil, hoe ek wil, want hy is mos 'n God van liefde. Ons almal het dit al gesê. Of ek het dit al hoeveel keer gesê. Daar was 'n tyd wat ek geploeter het in die modder. En in die aand gaan lê en slaap ek, dan besef ek as ek my asem uitblaas vanaand, is ek in die hel. Ek praat reguit vanoggend. Ons sit in 'n feestyd wat almal liefde skree en almal is lief vir almal. Kom ons hou op lieg. Die wêreld is nie vol liefde nie. Die wêreld het 'n liefdevolle redder nodig. Die wêreld het nodig om te hoor, 'n God van liefde het sy seun gegee, sodat ek en jy nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. My broer, sien jy hoe dit gekoppel is aan mekaar? God se liefde beteken, aanvaar hierdie liefde. Aanvaar hierdie liefde. En in die aanvaarding van hierdie liefde, kom daar 'n reaksie van, jy sal by hom wees. Dis net doen wat jy wil nie. Kom ons kom by die waarheid uit. Vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Met die 9/11 ramp,
die aanval op Amerika en die ramp wat gevolg het. Jy kan daai slide vir my opsit asseblief. Vra 'n verslaggewer vir Billy Graham se dogter, Jane Clayson, vra aan die early show vir haar, hoe kan julle God van liefde dit toelaat? Wie het dit gehoor? Wie het gehoor dat hulle sê, maar julle sê dis 'n God van liefde, hoe kan hy dit doen? Luister wat sy antwoord sê. Sy sê, I believe that God is deeply saddened by this, just as we are. But for years we've been telling God to get out of our schools, to get out of our government, to get out of our lives. And being the gentleman that he is, I believe that he calmly backed down. How can we expect God gives us his blessings and his protection if we demand that he leaves us alone? Ek wil vandag vir jou sê, as hierdie oor jou huis die waarheid is, hoe kan jy verwag dat God jou moet seën as jy vir hom sê, Here, gaan staan in die agterdeur? Hoe kan ons in hierdie stad van ons verwag, as ons stadsregering sê, Here, jy het nie plek in ons lewe nie, get out. Hoe verwag ons, as ons sê, God moet in die agterdeur staan, dat hy ons lief het? Hoe verwag ons dat God hierdie regering van ons moet seën? As ons president sê, ek sal die afgode gaan dien, en ek sal die voorvadergeeste gaan om hulp vra, ek sal nie vir God vra nie, Here, gaan staan in die agterdeur. Hoe kan ons dit verwag? Hoe kan ons hierdie God van liefde sê, Here, U moet ons seën? Here, seën my huwelik. Maar jy het nie plek in my huwelik nie. Ek het gister die eer gehad om 'n paar, ek kan nie sê paartjie nie, hulle is baie oud. 45 jaar getroud. Vra vir my, sal ek gister weer hulle trou, of hulle vows renew. En die man sê vir my, een ding wat ek weet, elke slag as die storms gekom het ek vir my vrou gesê, die Here sal vir ons 'n deur oopmaak, en die Here het elke slag vir my 'n deur oopgemaak. Hoe kan ons van God verwag om ons huwelike te seën? My broer, my suster, as ons vir hom sê, gaan staan buite ons huwelike. Here, jy het nie plek hier nie. Manne, is tyd dat ons opstaan. Mans, luister vir my asseblief. Vrouens, druk jou vingers in jou ore. Is tyd dat ons vir ons vrouens in ons huise begin bid. En Job staan daar, Job het elke oggend 'n offer vir God gebring, net ingeval, sy kinders gesondigheid voor God, het hy vir hulle ingetree. Ek weet elkeen werk sy eie saligheid uit voor God. Maar manne, dis tyd dat ons vir ons huise begin intree. Soos nog nooit van tevore nie. Die aanslag op jou huwelik is geweldig. Ek wil vir jou sê, die vyand wil jou huwelik vernietig. Want as jy jou huwelik vernietig het jy jou kinders vernietig, het jy jou kleinkinders vernietig, het jy jou omgewing vernietig, het jy jou samelewing vernietig. Hoe kan ons? Ek dink dis een van die most profound stellings wat Billy Graham se dogter ooit gemaak het. Hoe kan ons vir 'n God van liefde sê, gaan staan een kant, en ons verwag, hy moet ons seën. Ons verwag, hy moet sy seën oor ons uitspreek. Besef jy hierdie liefde van God? Hierdie liefde van God wat nie sonde kan hanteer nie. Hierdie eerlikheid van God, hierdie regverdigheid van God, hierdie heiligheid van God kan nie na sonde kyk nie.
Tog kom hy en hy vat sy seun en hy maak hom sonde. Hy maak hom ongeregtigheid. Hy maak hom onheilig. Hy maak hom vieslik vuil sodat hy sy rug op sy seun kan draai, sodat hy sy aangesig na jou en na my kan draai. Dis die God wat ons aanbid. Die God wat ons aanbid het gekom. Luister, Moses wat die vriend van God genoem word, Abraham wat die man van geloof genoem word, David wat 'n man na God se hart genoem word, Josua, al die rigters, al die profete, Samuel het nooit die voorreg gehad wat die disippels gehad het, dat 'n God van liefde voor hulle neerbuig, wetend, jy gaan my verloon en sy voete was. Besef jy die liefde van God in hierdie oggend? Of ploeter ons nog in ons sondes voort? Ploeter ons nog in ons ongeloofs voort? Twyfel ons nog dat hierdie God ons kan lief hê? Twyfel ons nog dat hy iets in jou lewe kan doen? Twyfel ons nog? Twyfel jy nog? Hierdie God van liefde, wat voor sy disippels neerbuig, wetend Judas gaan hom verraai, met 'n kus. Wetend Judas het geld gevat om hom te verraai. Hy buig voor hom neer en hy was sy voete. Wetend Petrus gaan hom verraai, 3 keer, buig voor hom neer en was sy voete. Wetend Matteus en al die ander gaan weghardloop, buig voor hulle neer en was hulle voete. Nêrens is daar iemand wat kan sê my God doen dit, behalwe ek en jy nie. Geen Boeddha sal dit doen nie, geen Mohammed of Allah sal dit doen nie, geen Krishna of wat jy hom ook al wil noem, sal dit doen nie. Geen voorvader gees sal dit doen nie. Geen rot wat hulle aanbid of bees wat hulle aanbid sal dit doen nie. Jou God en my God kom en hy sê, want so lief het ek jou, dat ek my seun gegee het. En hy gaan hom nie net gee nie, hy gaan op sy knieë gaan voor jou en hy gaan jou voete was. En hy gaan daar opstaan. Luister, hy gaan jou voete was en hy gaan daar opstaan en hy gaan die tuin van Getsemane ingaan en hy sê, Here, asseblief laat hierdie beker verby my gaan. Ek kan dit nie hanteer nie, maar laat U wil geskied. En hy gaan bloed sweet, hy gaan nie net jou voete was nie, hy gaan bloed sweet. En die Bybel sê, hy gaan vrywillig sy lewe opoffer vir jou en vir my. Waar is 'n God wat dit kan doen? Die mense sal jou los. Omstandighede kan verander. Mense kan hulle rou op jou draai. Jou God sal dit nooit doen nie. Jou God sal dit nooit doen nie. Jou God sal dit nooit doen nie. Omstandighede gaan gebeur. Jy gaan 40 jaar by 'n plek werk en jy gaan sterf en voor jou begrafnis gehou word, adverteer hulle jou pos. Jy gaan vir jare by 'n plek werk en die dag as jy loop, dan sê hulle nie eens vir jou totsiens nie. Jy gaan in 'n huwelik sit en daar kan probleme kom en het jy al gesien hoe eienaardig dit is? 'n Man en 'n vrou kan nou vir mekaar in die oggend sê ek's lief vir jou. 6 uur en 7 uur beklei hulle. Ek weet jy hoe werk dit nie. Maar hierdie God van jou, hierdie Jesus van jou, hierdie redder van jou, hierdie saligmaker, hierdie een wat sê, want ek het jou so lief dat ek my lewe vir jou gegee het, dat ek op my knieë gegaan het en jou voete gewas het, sal altyd lief bly vir jou. Het hy jou liefde in hierdie oggend? Het hy jou aanvaarding in hierdie oggend? Het hy dit wat hy moet kry in hierdie oggend? Of gebruik jy nog Jesus se liefde as 'n get out of jail card? Advance to start and collect your R200. Wie speel Monopoly?
My vrou wil nie saam met my speel nie, sy sê ek verneek haar. Dis die God wat ons dien. Dis die God wat ons dien. En hierdie liefde van God kom en hy roep ons tot gehoorsaamheid. Hierdie liefde van God roep ons tot 'n aanvaarding. Hierdie liefde van God is die een wat sê ek het 'n plan met jou lewe. Hierdie liefde van God is die een wat sê kom na my toe. Jy wat bemoeid en belas is, kom kry by my. Hierdie liefde van hierdie God, en daar's 'n paar notas wat ek net met jou wil deel. Dis God se DNA. Hierdie liefde van God is onvoorwaardelik. Hy sê in Jesaja 53, dat ek net kyk of ek hier jok nie, Jesaja 55 vers 1 tot 3, kom almal wat dors het, kom na die waters toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld om te betaal, wyn en melk. Hy sê, waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie versadig nie? Luister na my, sê hy, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Kom na my toe, sê hy, Jesaja 55 vers 1, kom almal wat dors het, kom na die water toe. Selfs jy wat nie geld het nie, luister wat sê hy, jy het nie geld nie, maar kom koop en kom eet. Kom koop en kom eet. Jy het nie geld nie, kom koop en kom eet. Kom kry by my. Hy gee dit nie net nie, hy betaal dit ook. Hy sit dit nie net voor nie, hy sê ek berei 'n tafel vir jou in die teenstand van jou, in die aansig van jou teenstanders. Kom sit aan, ek wil jou bedien, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Die liefde van die wêreld gaan jou nie versadig nie. Ek wil dit vir jou eerlik sê, die liefde van die wêreld gaan jou nie versadig nie. Die liefde van die wêreld gaan jou opslurp, jou misbruik en gebruik en uitspoeg vir vuil goed. Dis wat die wêreld doen. Dis wat die liefde van die wêreld doen. Dis net die liefde van God wat sê, kom koop by my, kom kry by my. Jy het nie geld nie, maar kom koop. Hoe koop jy sonder geld? Broer, hoe koop jy sonder geld? Jy koop sonder geld deur na die winkel toe te gaan en as jy by die til kom, dan sê die winkelbestuurder vir jou, dis betaal. Dis wat God doen. Hy sê, kom koop by my. Jy het nie geld nie. Maar as jy by die check-out kom, as jy by die til kom, dan is dit betaal. Hoe is dit betaal? God se liefde. Dis wat sy liefde doen. Sy liefde beteken toe ek in die modder geploeter het hy my reeds vergewe. Ken jy die verhaal, Lisa, dis nie deel van die skrifte nie, maar jy ken die verhaal van die wat is die storie, die seun wat weggeloop het? Prodigal son. Die dom seun, die stout seun, die hardkoppige seun. Die Bybel sê toe hy tot sy insig kom en hy besluit hy gaan na sy vader se huis toe, wat het gebeur? Die Bybel sê toe sy pa hom op 'n afstand sien. Toe sy pa hom op 'n afstand sien. Ek wil hê jy moet hoor wat die skrif sê. Sy pa het dag en nag gesit en kyk vir hom. Sy pa het dag en nag die pad dopgehou, want hy het geweet dalk kom my seun vandag huis toe. Jesus sit en die Vader hou hierdie pad dop, want dalk kom jy vandag huis toe. Dalk is vandag die dag wat jy besef hierdie liefde van God oortref alles in my lewe en ek kan terugkom na hom toe. Dalk besef jy vandag, toe ek nog in die modder sit, en ek sit in die modder, ek sit in die varkhok, en ek eet varkkos, wat ek nie gemagtig is om te eet nie, wat ek nie hoef te eet nie, in my pa se huis, steaks and chips. Jam toebroodjies met peanut butter, met gin en koffie en
kondensmelk in dit. Dis in my pa se huis. Ek hoef nie in die modder te sit nie. Toe ek nog in die modder was, toe ek nog my sonde was, as ek nou in ons sonde sit, sê die Bybel, het hy reeds sy liefde gegee, sodat daar vir ons verlossing kan wees. Sy liefde is onvoorwaardelik. Sy liefde sê kom. Het jy in hierdie oggend sy liefde nodig? Het jy in hierdie oggend daai krag van daai liefde van God nodig? Wat sê Here, op grond van u liefde kan ek kan sien vanmôre. Op grond van u liefde, Here, kan ek vorentoe gaan. Op grond van u liefde, Here, kan ek die toekoms ingaan. Op grond van u liefde, Here, sien ek kans vir my huwelik. Op grond van u liefde, Here, sal my kinders. Op grond van u liefde, Here, sal ek bid vir my gesin. Op grond van u liefde, Here, weet ek, want so lief het my gehad, dat ek nie in die modder hoef rond te ploeter nie. Dit is die liefde van God. Die liefde van God is nie, was nog nooit, sal nooit 'n get out of jail kaart wees nie. Die liefde van God is die een wat ons dryf. Het jy dit in hierdie oggend nodig? Ek wil vir jou 5 goedjies noem wat die liefde van God doen. Die liefde van God, 1, bevestig dat ek sy kind is. Ek gaan dit alles opsom met ietsie wat ek vir jou wil lees. Die liefde bevestig dat ek sy kind is. Die liefde is die skakel tussen my en God, tussen my en my medemens. Die liefde van God weerspieël disippelskap. Dis juist die liefde van God wat dit doen, dit herstel verhoudings. Die liefde van God dra my deur moeilike tye en is 'n opdrag vir my en vir jou. Want dink u het die disippels gedra in die ergste vervolging wat jy kon kry? Johannes die disipel, nie die doper, Johannes die disipel, word in 'n pan vol olie gegooi, warm olie. Deur die genade van God leef hy en oorleef hy dit. Hulle besluit, hulle stuur hom na die eiland Patmos toe. Toe hy daar terugkom, sê die geskiedenis vir ons, dra hulle hom in die kerk in, as 'n ou man in sy 90's. En al wat hy kon sê, Bybelskoolstudente, wees lief vir mekaar, want dit is die liefde van God wat jou dra. Wees lief vir mekaar, want dit is die liefde van God wat jou dra. Al wat ek vanoggend vir jou kan sê, en ek gaan hier stop. Het jy daai liefde van God? Ken jy daai liefde van God? Het jy daai liefde van God vanoggend nodig in jou lewe? Het jy nodig vanoggend dat daai liefde van God in jou huwelik infiltreer? Het jy nodig vanoggend dat daai liefde van God in jou gesin invloei? Jy weet, water is 'n fantastiese ding. Water as hy vloei, soek net die geringste kraakie, dan beweeg hy deur. Die boere daai damwal op die plaas, die geringste kraakie, syfer hy deur. Dis die liefde van God. Die liefde van God sal in daai kraak in jou huwelik, in daai kraak in jou gesin, in daai kraak in jou verhoudings, sal die liefde van God deurvloei en dit al hoe sterker laat vloei en sterker laat vloei. Ek en jy moet net sê, Here, ons gee vir u toestemming, kom doen dit. Kom doen dit. Kom doen dit. Here, kom doen dit in my lewe vandag. Kom doen dit in my huwelik vandag. Kom doen dit met my kinders vandag. Kom doen dit in my verhoudings vandag.
Hy sê hierdie gebod gee ek jou, dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Wie is jou naaste? Die ou langs jou. Vergeet die argumente van die linkse en regse politiek en. Hy sê dat hierdie liefde wat God vir jou het, wat jy teenoor God uitstraal, laat jy dit teenoor jou naaste uitstraal. Want dan, sê die Bybel, sal die mense weet dat julle my disippels is, as julle mekaar liefhet, soos ek julle liefhet. Dis die woord van God. Want so lief het hy die wêreld gehad, sodat die wêreld deur hom gered kan word. Hierdie liefde dryf vir my en vir jou om uit te gaan en dit te gaan vertel. Bid vir jou vyande, selfs hulle wat jou vervolg, want ek het jou lief. Hierdie liefde wat jy teenoor my het, omdat ek jou lief het, selfs hulle wat jou vervolg, bid vir hulle. Bid vir hulle. En ek wil hê jy moet vanoggend, maak net jou oë toe daar waar jy sit. En as jy vanoggend vir my sê, Rian, ek het hierdie liefde nodig, of Rian, ek het nodig dat hierdie liefde in my lewe, in my huwelik, in my verhoudings, in my alles insyfer en soos water deur krake beweeg en soos water deur krake goed verander, het ek nodig dat hierdie liefde die verandering teweegbring. Ek het nodig dat hierdie liefde tussen my en my vrou, tussen my en my kinders en kleinkinders weer invloei, dat daar restaurasie kan kom en dat daar verandering kan kom tussen my en my familie, my broers, my ouers. Here, ek het nodig dat hierdie liefde insyfer. Of jy sê dalk vir my, Rian, ek het die liefde van God gebruik as 'n get out of jail kaart. Of jy sê vir my, Rian, eenvoudig, ek het getrap op sy liefde. Ek leef soos ek wil, want hy is mos liefde. Hy moet my mos vergewe. Wil ek jou vra vanoggend, lig net jou hande op. En bid hierdie eenvoudige gebed saam met my. Vader, in Jesus naam, kom gee ek oor aan hierdie liefde. Kom gee ek oor aan hierdie liefde wat sê, ek het jou so lief, dat ek my seun gegee het, sodat as jy na my kyk, en as jy my liefde aanvaar, en as jy my liefde deel van jou lewe maak, sal jy die ewige lewe het. Here, kom vul my met u liefde. Here, ek kom staan vanoggend en ek sit vanoggend voor u en ek vra, Here, laat u liefde deur my vloei. Here, laat u liefde eenvoudig alles in my lewe oorneem. In die naam van Jesus. Amen.